Uiteindelik, Rome, ons lees Handelinge 28 vers 11 tot 16. Vir 3 maande bly Paulus hulle op die eiland Malta. Dis in die middel van die winter en geen skip waag dit gedurende daai ysige tyd op die see nie. In Februarie van die jaar 60 na Christus vertrek die skip, die Dioscuri, vanaf Malta. Aan boord is Paulus, Lukas en Aristarchos, asook al Paulus se medegevangenes en die soldate wat hulle begelei. Op pad doen hulle aan by Syracuse en 3 dae later vertrek hulle na Rhegium, aan die toon van Italië. Hulle volgende bestemming is Puteoli, die belangrikste handelshawe in Italië. Hier loop Paulus 'n aantal gelowiges raak en hy bring 'n week by hulle deur. Van Puteoli af vertrek hulle te voet na Rome, 'n reis van sowat 50 kilometer. Die nuus van Paulus se aankoms in Italië loop hom ver vooruit en halfpad na Rome word hy ingewag by die mark van Appius deur 'n klomp gelowiges. En verder, by 3 herberge, wag daar 'n verdere klomp gelowiges op hom. Dis vir Paulus waarlik 'n riem onder die hart wanneer die gelowiges hom temoet kom. Hy het 'n paar jaar van tevore die beroemde brief aan die Romeine geskryf en nou is hierdie mense aan wie hy geskryf het hier om hom van aangesig tot aangesig te kom ontmoet. Paulus is oorstelp van vreugde en hy bars uit in 'n lofbetuiging tot God. Hy dank die Here vir dit wat besig is om hier te gebeur. Nou skep hy ook sommer weer nuwe moed en dit sit 'n huppel in sy stap vir die laaste skof na Rome. Is dit nie 'n wonderlike voorreg om medegelowiges te hê wat vir jou omgee nie? Dis veral wanneer die pad swaar raak dat sulke mense jou las sommer baie ligter maak, al help hulle nie eers fisies nie. In my eie lewe kan ek getuig van dierbare mense, nie alleen in ons eie gemeente nie, maar ook van elders, wat my geestelik op die hande dra, deur hulle omgee. Wanneer ek op 'n Sondag by die kerk aankom, is daar 'n klomp mense wat my hartlik groet en omhels en die liefde straal uit hulle gesigte wanneer hulle my sien. Dit gee jou die gevoel van, hier hoort ek. Maar daar's ook dierbare vriende iewers daar ver, wat my gedurig bemoedig met briefies, vriende wat hierdie dagstukkies ontvang en meelewe met dit wat ek skryf. Enkeles het ek al ontmoet, maar die meeste het ek nog nooit met 'n oog gesien nie. Hulle is egter vir my soos egte familie. Baie dankie vir elkeen van julle. Julle sal nooit besef wat dit vir my beteken nie. En dan is daar natuurlik ons mannegroep. Elke donderdagoggend ry ek al voordat die hoenders nog wakker is, want hierdie byeenkoms mis ek vir niks op aarde nie. Hierdie klomp manne is vir my soos hegte familie. Ons dra mekaar se laste en deel in mekaar se vreugdes. Die manne kan net eenvoudig nie uitgepraat raak nie en jy moet sukkel om 'n woordjie in te kry. Hier is nou ware omgee. Maar terug by Paulus. Terwyl hy saam met al sy vriende die laaste klompie kilometers na Rome op die bekende Romeinse pad Via Appia stap, kan hy nie help om te wonder wat in Rome op hom wag nie. Hy is opgewonde, want daar wag 'n splinter nuwe sendingveld op hom, en die skare van gelowiges wat nou om hom saamdrom, is die klinkklare bewys dat hierdie uiters vrugbare aarde is. Maar daar's tog ook die stukkie onsekerheid, want die keiser is uiters onvoorspelbaar. Gaan hy vir Paulus laat opsluit of gaan hy vrygelaat word? Niemand kan 'n voorspelling waag nie. Uiteindelik doem die magnifieke stad voor hom op en onwillekeurig snak Paulus na sy asem. Die bouwerke is, om die minste te sê,
asemrowend. Wanneer hulle deur die strate van die stad stap, kan hy nie help om die aangrypende Kolosseum oopmond aan te gaap nie. Paulus is 'n man wat baie lief is vir sy sport. Die talle verwysings na sport in sy briewe is 'n bewys daarvan. En hierdie aangrypende gebou is spesifiek ontwerp suiwer vir sportgeleenthede. Hy kry hoendervleis as hy die opgewonde skares op die stadion hoor skree en lag. Maar hy het ook al gehoor van die wrede dinge wat agter die hemelhoë ringmuur aangaan. 'n Ijskoue rilling gaan teen sy ruggraat af. Wanneer Paulus in Rome aankom, word hy ingelig dat hy nie in die gevangenis opgesluit gaan word nie. Hy is in huisarrest. Dit beteken kortweg dat hy sy eie huisvesting moet gaan soek, maar dat hy 'n gevangene in sy eie huis sal wees en dat daar gedurig 'n soldaat sal wees om hom op te pas. Hy het egter 'n groot mate van vryheid en hy kan vrylik besoekers ontvang. Kyk net hoe wonderlik, voorsien die Here. As 'n gevangene word Paulus gedwing om hom stil te gedra. Hy mag nie uit die huis uit beweeg nie en dus kan hy nie tyd spandeer om 'n gemeente te organiseer nie. Nou word hy gedwing om na ander opsies te kyk om die evangelie uit te dra. Die gevolg is 'n hele reeks briewe wat die ganse wêreld verander. En steeds het hy die gerief van sy eie huis waar hy rustig kan skryf met behulp van 'n sekretaris wat die fisiese skryfwerk vir hom doen. Maar steeds kan hy ook mense ontmoet en 'n inspirasie wees vir talle mense wat hom kom besoek. Kom ons bid. Here, U is groot. U gebruik situasies tot eer en om U koninkryk te bou. Help my om dit altyd so raak te sien en om U te loof en te dank vir elke situasie en geleentheid. Amen.